Welkom by 'n seminar getiteld Die finale magte van hierdie wêreld. Die finale magte van hierdie wêreld waarin ons vandag is. En wat is die magte wat hierdie wêreld na 'n klimaks toe gaan dryf? Ons kan natuurlik die laaste klompie jare agterkom, maar alles is besig om op te bou. Alles is besig om in 'n rigting in te gaan en hierdie rigting waarna hy gaan, lyk hy of hy ergens gaan hierdie wêreld kan kantel en pop. Iets oorkom. En dit gee vir ons onsekerheid. Ons weet nie eens meer of daar krag is môre nie in ons land. Maar verder weet ons ook nie wat gaan met die rand gebeur nie, maar ons weet ook nie gaan ons veilig wees nie. Ons weet nie of ons gesondheid gaan hê nie. En dis nie hierdie land alleen nie. Gaan kyk na die wêreldwyd, dan sien jy maar dis dieselfde tipe uitdagings oor en oor en alles loop na 'n punt toe. Waarheen gaan dit? Waarheen gaan hierdie wêreld? Hoeveel chaos gaan ons nog hê? En een van die grootste kragte wat ons nou nog gaan kyk, is die konsep van misleiding. Misleiding is in die orde van die dag. Ek meen, as jy net na enige grocery store toe gaan en jy kom daar in en jy wil graag vir jou net koeldrank koop, dan staan daar 100% lemoensap. Vat jy die 100% lemoensap, dan sê jy vir jouself al klaar, nee my maat, ek dink, dis 100% seker, hier is nie net lemoensap in nie. Dis verseker, 100% seker, daar is geen net lemoensap hier binne in nie. Hier binne in is iets anders dalk, okay, water, goed, ons het nou eerste stapie, klaar weg van 100% lemoensap. 100% lemoensap is, ek vat daai lemoen en ek druk hom uit. En wat daar uitgekom het, dis wat ek drink. Maar nee, hierdie 100%, hulle het so 'n bietjie water bygelas. Vergewe nou, hulle het so 'n bietjie verdun. Nee man, die volgende het hulle een of ander eetjie bygelas wat hom nou bietjie langer op die rak kan laat staan. En die volgende is, ons het net bietjie appelsap ook bygelas om hom 'n bietjie goedkoper te kan maak vir jou om te bekostig. En dan die volgende, nee, weet jy wat, ons het 'n konsentraat gemaak en ons het hom gespin en allerlei goedjies gedoen, dalk gepasteuriseer, ek weet nie wat alles nie. Op die einde van die dag, my vriend, sit jy met 'n klompie suiker wat by is, heel moontlik ook tog daarbey, of een of ander preserveermiddel, dis nou al die E's, en jy sit met alles behalwe 100%. Jy kan maar bly wees as dit 30% is. Maar ons is al so gekondisioneer, dat ons dink dis normaal, dat wanneer daar 100% staan, kan hulle maar jok. Dis nie jok nie, dis nou maar net, dit gaan daarom proe soos 100% of iets soos dit. En so het ons in die wêreld al dit nou al aangeneem dat elke ding as hy A sê, dan is dit eintlik B. Dis byvoorbeeld 'n sigaret advertensie, dan sit hulle daar in hulle mooi slap kar en hulle adverteer. Wat adverteer hulle? Adverteer hulle jou slegte longe? Adverteer hulle die verslawing? Adverteer hulle daai goed? Nee, hulle adverteer 'n fantastiese lewe wat jy gaan hê by 'n strand of baie meisies hê of wat ook al die ding is wat hulle adverteer, maar hulle adverteer 'n goeie lewe as jy nou 'n sigaretjie in die hand sou hou vas. So met ander woorde, hulle vat 'n ding wat almal na smag en hulle sit 'n gemors daarbey en hulle sê nee, dis wat jy gaan kry as jy nou die sigaret gaan hê. So langs die kort, ons is gekondisioneer om dit oukei te dink as misleiding na jou kant toe kom. As ons 'n bietjie kyk na die statistieke, dan sien ons in die verbruikersbedrog, volgens Suid-Afrikaanse statistiek, 811.000 gevalle in die jaar 2024-25. 811.000 gevalle. Toename vanaf 552 die vorige jaar. 300.000 meer. Dis nou kredietkaartbedrog, aanlyn kope, valse diensverskaffers. Slegs, sê maar 35% van slagoffers het dit by die polisie aangemeld. So, met ander woorde, mense doen nie eers meer die moeite. Polisie toe te gaan en dit aan te meld. Ek dink die enigste rede, nie enigste nie, maar amper die grootste rede is na my eie idee, hoekom jy nog polisie toe gaan is, want baie keer om dit te kan eis, ergens moet jy 'n polisie saaknommer hê. En dan digitale bankbedrog neem toe.
amper 100,000 gevalle in 2024. 86% toename teenoor die vorige jaar. 86%. Ek bedoel, julle kan sien hoe hierdie klimaks is besig om te klim. Hierdie pysie is besig om ryp te word. Totale verlies van 1,9 miljard rand. Wat iemand ergens in die wêreld van jou gesteel het. 65% van gevalle is via jou bank toepassing. 65%. Ek bedoel, wanneer ek nou my bank toepassing oopmaak, die eerste bladsy, dan gee hulle vir jou al die goedjies waaroor jy moet was sop. Want hier is een of ander verhaal aan die gang om jou geldjies te kom steel. Ek sê al vir my ma, as sy 'n oproep kry, sê ek vir ma, moenie die oproep bevat nie. Moenie glo wat daar staan nie. Jou bankrekening gaan nou toegemaak word. As die bank nie jou laat weet het nie, maar nou die probleem is, hy weet nie wanneer is dit wat nie. Maar as jy ignoreer alles, glo my, die bank wil nie hê jou rekening moet toe wees nie. Daar is 'n klein kansie. En dan KI of AI, gedrewe bedrog soos deepfakes en stemnabootsing neem toe. So deepfake is waar hulle nou 'n videoetjie maak asof Trump nou gesê het die volgende en hy praat, dit lyk soos hy, klink soos hy, maar gelukkig deesdae die AI is nog nie heeltemal, die KI is nog nie heeltemal daar nie, so jy kan daarom sien, okay, dit is nou so 'n bietjie, dis nou nie heeltemal hy nie. Maar die deepfakes, is wel interessant, kan lekker lag partykeer vir die goed. Dan is SimSwap, 5,3 miljard rand. Hulle steel jou identifikasie. In ander woorde, jy ewe skielik gaan jy bank toe en dan hoor jy, o, maar ek het hierdie huis gehuur en ek het daai ding gekoop en ek het daai ding gedoen wat jy nooit gedoen het nie. Want iemand het jou identiteit gesteel. Wat kan ons doen? Ja, ons kan die bedrog aanmeld. Ons kan die 2-faktor verifikasie ding doen. Ons kan vir die polisie laat weet en die gemeenskap help. Maar op die einde van die dag sê elkeen vir jouself, vertrou niemand nie. So hierdie misleidende verhaal waarmee ons te doen het, daar's 'n rede. Of hulle wil jou geld steel, of misleiding het 'n pad tot waar hy jou wil verwoes. Of dit nou jou finansies is wat hy verwoes, en of hy jou fisies wil beetkry, of dalk geestelik ook. Misinformasie. 86% van mense wêreldwyd is al aan valse nuus blootgestel. Die vraag is, wie sê die hoofstroom media is nie ook vals nie? Ons weet nie. Ons vertrou net niemand meestal nie. Ou week as jy, okay, weet jy wat, CNN het nog altyd vir my goeie nuus gegee, ek gaan maar besluit, ek gaan nou met hom gaan. Maar môre luister jy Fox News en hy sê presies die teenoorgestelde en dan dink jy by jouself, nou wie moet ek nou glo? Dan gaan jy na SABC toe en dan kom jy agter, maar hulle het ook hulle eie wêreldbeskouing, hoek na dieselfde waarheid toe. Waar gaan jy die waarheid kry? In die Asië Stille Oseaan streek ervaar 83% gebruikers gereelde blootstelling van misinformasie. Ongeveer 40% van inhoud wat gedeel word op sosiale media is alleen. Dis vals. Ja, wat kan jy glo? Deesdae. In die Verenigde Koninkryk sê 45% van volwassenes, hulle sien daagliks valse nuus. Ek wil nou net by daai volwasse persoon uitvind. Hoe het jy verklaar hierdie is vals en dis nou vals of dis nou waar? Hoe kom jy by die waarheid uit? Hoe kom 'n mens by die waarheid uit? Ek bedoel, ek sit baie keer met gesinne voor my en dan sê die een lid van die gesin A en die ander een sê nee, dis B. Van iets wat gebeur het waaroor hulle stry. Dis my waarheid en jou waarheid en die waarheid. Want wie gaan jy nou glo? 80% van volwassenes in die VSA het al vals nuus gebruik. Ja, my vriend. 60% van mense glo nuusorganisasies rapporteer gereeld valse stories. Nou wanneer ons so oorweldig word deur valse inligting wat heeldag na jou toe gestroom kom,
Wat doen dit aan die vertroue aan die politici? Wat doen dit aan die vertroue aan dokters? Wat doen dit aan die vertroue aan enige beroep? Is jy op 'n punt waar jy niemand meer glo en niks meer kan glo nie? Waar is die vertroue? Ek moet nou die dag met my seun se voet het gebreek. En voor die dokter my seun se voet mag regmaak, moet ek eers hierdie hordes bladsye teken. Wat ek basies eintlik vir hom sê, man, of jy hom nou afkap of nie, ek kan jou nie aanspreeklik hou vir niks nie. Ek sê nou maar, waar is die dae waar ek net vir hom kan sê is, ek vertrou jou dat jy jou beste sal doen. Kan ek nie net jou hand skud en sê, ek vertrou dat jy jou beste sal doen om hierdie voet reg te kry. Waar is daai vertroue verhoudingsteen? My vriend, ek wil graag vandag vir jou voorstel, die Bybel. Hierdie Bybel is die oudste boek ter wêreld. Die oudste boek, wat nog steeds gedruk word. En hy is nog steeds die topverkoper. My vraag aan jou vanaand is, as jy nou na hierdie Bybel kyk, en hulle wil hom verban uit skole, uit die publieke omgewings, baie wil hom uit hê. En die mense wat hom wil uit hê, sit hom langs aan, veral die King James weergawe, sit hulle langs aan Shakespeare se geskrifte. Nou as dit dan net 'n fabel was, as dit dan nou nie die woord van God was nie, as hierdie ding nie vertrou kan word en dis net 'n klomp verhale aan mekaar geflans, waaroor al die vas? Waaroor al die gestryery? Waaroor? Hoekom is dit dan 'n probleem? Hoekom wil mense dit dan met soveel mag verban, as dit net 'n fabel was? As dit dan net 'n fabel was. Hier is die topverkoper Bybels, boeke in 2024. Kristen Hanna, The Woman, 1.5 miljoen kopies verkoop. A Court of Thorns and Roses, 1.3 miljoen. The Sacred Shedder, 1.2 miljoen. The Housemaid, 1.1 miljoen. Atomic Habits, 982.000 kopieë verkoop. Dink as, dis fantasties. Dis fantasties. Kom ons kyk, maar dis 'n snaak. Ek het dan gesê is die topverkoper. Hoekom is die Bybel nou nie hier nie? Waar is die Bybel? Hoekom is hy nou nie op die toppie lys nie? Jerusalem Post. US Bible sales have surged 22% compared to the previous year, with sales exceeding 13.7 million net in Amerika. 13.7 miljoen. As jy die top 10 boeke in die wêreld vat, dan kom dit eers naby aan wat net in Amerika verkoop is in 2024. En dis die eerste 10 maande. En dis 'n toename van 41%. Word hierdie boek al hoe meer en meer verkoop, my vriend. Al hoe meer verkoop. Daar's dalk 'n rede voor. En ek wil vandag vir julle verklaar, hierdie boek is ons enigste waarheid. Waar valsheid in die wêreld vol hardloop, is daar een boek wat standvastig staan deur die eeue. Hoe gaan jy weet as iets waar of vals is? Gewoonlik los jy dit vir 'n tyd en die waarheid sal uitkom. En die valsheid, en jy sal sê, daai ou is 'n leienaar. Hierdie produk het vir my gejok. Die waarheid kom altyd uit. En die produk, of die persoon, of die regering wat gejok het, gaan tot niet. Want hulle het gebaseer op leuns. Hierdie boek het die toets van tyd deurstaan. Die toets van tyd deurstaan. Kom ons lees 'n paar verse. Eerste wil ek gaan na die laaste boek van daardie Bybel. Die Bybel bestaan uit 66 boeke wat saamgevoeg is bekend as die canon, die kanon. En ons gaan nou na die laaste boek, Openbaring. En ons lees die eerste vers. Die openbaring van Jesus Christus. Van wie?
Hierdie boek, die laaste boek in die Bybel, openbaar vir ons wie? Is dit 'n geslote boek? Is dit 'n onverstaanbare boek? Nee, dit verklaar vir ons Jesus Christus. Wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. So met ander woorde, hierdie boek wat mense soveel miljoene mense vertrou, waarvoor soveel oorloë deurgegaan het, wat die toets van tyd deurstaan het, wat as die waarheid bekend staan, daardie boek, die Bybel, ken die toekoms. So met ander woorde, as hierdie boek in Johannes se tyd wat hom geskryf het onder die inspirasie van die Heilige Gees, deur hierdie visioen wat van Jesus afkom het, hy dit gaan neerskryf, wat hy gesien het. As hierdie boek dan van Johannes se tyd af sê, maar weet jy wat, ek ken die toekoms. Is dit dalk moontlik dat van die toekomstige dinge wat in daai boek staan, al gebeur het en ons kan gaan kyk of dit werklik so is? Ja my vriend, dis presies wat ons in hierdie reeks gaan doen. Dis presies. Dis fenomenaal, dis regtig amazing. En God het gegee om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het. So met ander woorde, hoe word inspirasie of hoe word hierdie boek geskryf? Dis nie deur 'n ou uitgedink nie. Nee, dit is van God gegee. Jesus aan die engel, die boodskapper aan Johannes, en hy het dit vir ons geskryf en vandag lees ons dit nou. Vers 3. Salig. Wag. Wat is salig? Wat beteken salig nou? Salig is 'n ou Hollandse woord wat beteken jy's gelukkig. So hierdie boek sê vir jou, jy sal gelukkig wees as jy hom lees. Jy gaan nou dit hoor en bewaar. Jy gaan 'n geluk hê. Jy gaan 'n vrede hê, 'n geluk hê, 'n saligheid hê. En hierdie saligheid is spesifieke saligheid. Is 'n spesifieke geluk wat jy gaan hê. En hierdie geluk kom net van een punt af. En die feit is, wanneer jy weet jy's verlos van hierdie wêreld en sy nonsens en sy misleiding en daar is 'n ewigheid wat vir jou wag, dan het jy 'n geluk in jou en jy het 'n vrede in jou. En daardie geluk en vrede se naam is salig. Salig kan jy nie kry deur 'n sigaretjie te rook nie. Salig kan jy nie kry deur om ietsie hier in te druk nie. Salig gaan jy nie kry as jy die lotto wen nie. Nee my vriend, as jy die lotto wen, dan staan die familie in rye om dit by jou te kry. Maar wat is salig? Salig is, ek het 'n verlossing. Ek weet, die dood is nie meer die einde nie. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor, en die wat bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Die tyd is kort, dis nou tyd vir jou om te verstaan wat in hierdie boek staan. Dis nou die tyd, jy het niks om te verloor nie. Jy het niks om te verloor, jy het net 'n ewigheid om te wen, as jy hierdie boek verstaan. Nou my vriend, gaan ek na die laaste hoofstuk, in die laaste versie. Hierdie boek bestaan, die eerste 3 hoofstukke van hierdie boek sê vir ons, hoe hierdie aarde fantasties geskape was, perfek, en hoe sonde en verdriet en die dood en alles in hierdie wêreld ingekom het. Die laaste 3 hoofstukke van hierdie Bybel sê vir ons, hoe hierdie sondeprobleem verwyder gaan word. En hoe die aarde weer nuut gemaak geword tot waar hy was in sy vorige vroeë staat van volmaaktheid. En die res van die boek verduidelik vir ons, hoe het God, die skepper God, hierdie probleem van sonde en dood gehanteer. Hier is ons aan die einde van die topverkoper. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig. So hy sê, jy kan dit maar vertrou. Jy kan hierdie woorde maar vertrou. Jy kan dit maar gaan toets. Jy kan maar gaan toets of dit 100% waar is, 100% lemoensap is. Betroubaar en waaragtig. En die Here, die God van die heilige profete, daarin wat vir ewig leef, het sy engel gestuur om sy dienskneg te toon wat gou moet gebeur. Mense, hier is 'n profesie, hier is 'n toekomstige voorspelling van Johannes se tyd af vorentoe in hierdie boek, en ons gaan kyk, wat sê hierdie boek, is die finale magte van hierdie wêreld se geskiedenis.
Openbaring 22 bietjie verse, nog 'n paar verse in die laaste hoofstuk. Kyk, ek kom gou, salig. Julle weet daar is 7 keer wat die woord salig in die laaste boek van die Bybel voorkom. 7 keer. En hierso lees ons die volgende. Met ander woorde, geluk, daai ewige verlossing, is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Die eerste een het vir ons gesê, lees dit nou, hoor dit, bewaar dit nou. En die laaste hoofstuk sê dit, weer eens salig is jy. As jy dit nie weet meer, jy het hom nou klaar gelees. Nou moet jy dit bewaar, laat dit jou innerlike motivering word. Vers 10. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Met ander woorde, moet dit nou nie eenkant gesit nie. Dis tyd dat ons hierdie ding moet verstaan. As jy geluk wil hê, as jy daai vrede soek, moet jy hierdie boek verstaan. En dan kom hierdie vreeslike vers, die volgende vers dan, wat vir ons 'n bietjie kennis gee van hoe die hemelse sleutel werk. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Met ander woorde, daar kom 'n tyd in die wêreldse geskiedenis waar die Here sê, nou gaan die ongeregtigheid nou maar meer word. Is dit nie wat ons beleef in die wêreld tans nie? Die ongeregtigheid, al die sonde, al die moeilikheid, al die swaar kry, al die verleiding, al die misleiding, al die oorloë, alles is skielik besig om in 'n klimaks te verander. Laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word. Voor die klimaks, lyk reg en verkeerd so bietjie gemeng. Amper soos die yin-yang, jy weet so, altyd goed en 'n bietjie sleg en 'n bietjie sleg en 'n bietjie goed. Alles lyk de mekaar, man. Alles lyk so de mekaar. Maar God sê hy gaan hierdie pysie ryk druk, sodat ons kan sien, maar hierdie is nonsens. Toe ek begin het met hierdie spesifieke klein sigaretjie, het ek gedog is okay. Maar as ek in die einde kom, dan sien ek, maar joh, dit is besig om my lewe te benadeel, te verwoes. En kyk, myself met die heiligheid. Ek wil net sê, die wat dan liefdevol is, gaan al hoe meer kwesbaar word, al hoe meer liefdevol word, al hoe meer seer kry, want hoe meer liefde ons gee, hoe meer kwesbaar raak ons. Hoe heiliger ons word, hoe meer kwesbaar raak ons. En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy geloofsoortuiging is. Nee, soos sy geloofsoortuiging is. Het ek reg gelees? Nee, dis soos sy werk sal wees. Met ander woorde, God sê, ja, ek red jou en ek was jou skoon, ons deur jou bloed, julle ken dit op die kruis. Hy red jou daai, maar waaroor gaan hy jou vergeld? Volgens jou werke, want hy het gesê hy gaan jou kliphart uithaal, vir jou hart van vlees gee. Dis wat hy beloof het in Hebreërs en in die Ou Testament. So met ander woorde, hy wil hê ons moet 'n nuwe vrug dra, 'n vrug van liefde. 22 vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen. Met ander woorde, doen ons daardie gebooie van liefde. Liefde teenoor die naaste, liefde teenoor God. Wat beskryf word meer in besonderhede ook natuurlik in die 10 gebooie. Wat God op kliptafels geskryf het, om dit vir ewig te laat maak. Doen ons dit? Is die vraag. Steel jy dalk? Jok jy dalk? Het jy dalk ander gode? Spandeer jy tyd met God? Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. En die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat dors het kom, hoor kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem. God wil vir ons in hierdie boek verklaar hy 'n verlossingsgelukkigheid in die hart, 'n saligheid. Hy beloof vir ons ook dat dit is verniet. Jy hoef nie te betaal vir hierdie verlossing van jou. Nee my vriend, dit is verniet.
kom net na hom toe. Dan vat ek julle gou die tweede deel van hierdie lesing. Vat ek julle nou na hierdie was nou die openbaring van Jesus Christus. Nou ons weet hy het op aarde het hy geloop. En net voor sy kruisiging, hier aan die einde van sy bediening op aarde, het hy sy disippels eintlik hom eenkant gevat. En hulle vat hom toe op die Olyfberg, en dit is nog 'n mooi berg vir die van julle wat al by Jerusalem was. En as jy op die Olyfberg sit, dan kyk jy so af op die verlykie en dan kyk jy so oor die hele stad. En dit is nogal baie mooi, veral as jy 'n sonsondergangetjie kyk en 'n groot mooi tempel was daar en sy disippels vat hom en hulle vra vir hom: wat is die tekens van u koms? Wat is die tekens van die koms en van die volëinding van die wêreld? Is 'n baie belangrike vraag. Hulle het hom apart gevat. Met ander woorde, die skare was nie daar nie, dit was nou so half 'n binnegesprek, né? En toe sê die Here, ek lees dit vir julle. Matteus 24, net voor ek aangaan. Ja, kom ek lees eers. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus sê vir hulle, dis sy eerste woorde na die vraag: pas op dat niemand julle mislei nie. So voor ek aangaan, wil ek graag hierdie disclaimer maak. Daar is niks besonders in my dat ek nie dalk kan vals wees nie. Inteendeel, wanneer ek net met julle praat, hoef jy nie jou beste aandag te gee. Glad nie. Jy hoef nie. Jy kan maar gedagtes loop, het ek die plak afgesit by die huis, stryk is dit aan, of môre se groot toets of vergadering wat wag. Jou gedagtes kan maar loop. Maar wanneer ons draai en die woord van God lees, wil ek hê jy met jou totale aandag gee. Ja, ons gaan deurhardloop, maklik 20, 40, 60 en meer verse per lesing. Ons gaan baie verse, ons wil hê die waarheid moet praat. Ons wil hê die sketse van konsepte wat God in hierdie Bybel vir ons gegee het, moet geskets word. Ons wil die hele waarheid oor elke onderwerp wil ons sien. En dis ons doel. Moenie na my luister nie. Daar staan dit dan. Pas op dat niemand julle mislei nie. Met ander woorde, ek kan julle dalk mislei, maar wanneer ons die woord van God oopmaak, dan moet jy jou alle aandag gee. Openbaring 22 vers 6. En hy sê en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Dis ons enigste waaragtige waarheid. Dis die woord van God. Dis tyd dat jy hom afstof en bietjie lees. Volgende vers. Wat sê hy nog oor die einde? Ons wil nou weet. So met ander woorde, hy het gesê daar gaan baie valsheid wees. Want baie sal onder my naam kom. En sê ek is die Christus en baie mense mislei. So met ander woorde, vers 24 wat 'n bietjie later gaan lees, hy sê daar gaan baie valse profete wees. Baie, met ander woorde, valsheid is 'n groot mag op die einde. Wat deur Christendom na jou toe gaan kom om jou te verwoes. Mag jy vashou aan die woord van God. En natuurlik, daar gaan baie oorloë wees. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, ons sien dit, die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings in verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is die begin van die smarte. Dis nog net die begin. Wat baie interessant is van daai smarte. Engels noem dit birth pains. Die oorspronklike Griekse woord verwys na wanneer 'n vrou nou sal kraal. Nou ek weet nou nie van julle nie, maar ek was nou buite terwyl my vrou nou 3 kinders van ons gebaar het en dis my baie ek weet nou nie hoe dit voel nie, maar ek kon nou sien daar's so 'n printertjie langs die bed gewees en is gekoppel aan haar
allerlei elektriese goedjies en dan is daar so 'n naaltjie wat so maak. En dan sê hy so en dan skielik maak hy soeke groot is en hy gaan te kere en hy print verwoedelik groot golfies. En dan kyk ek hier printer so aan en dink, wat gaan nou met jou aan? En dan kyk ek na my vrou, dan sien ek haar gesig trek so een kant toe. En dan dink ek, okay, so hierdie goed is nou direk eweredig. En dan hou dit so 'n klein rukkie aan en woep, dan gaan hy weer. En dan kyk ek na haar, dan sien ek, okay, nou is hy weer gelukkig. En so het hierdie printertjie het al hoe groter goeders begin teken met tye en rustigheid gewees, maar hierdie klimakse het al hoe nader en nader intervalle gehad en al hoe groter geword. En toe hy op sy grootste is, toe kom die kind uit. Fantasties. Ek was so lief, was so bly, was so opgewonde. Ek het agter my kind aangehardloop te haal om nou skoonmaak. So ek weet nie alles van my vrou gebeur het na die tyd nie, maar ek kan vir julle dit sê, dis fantasties. Die printer print groot en dan is die kind daar. Ja. En dis wat hy hierso sê. Met ander woorde, die einde van die wêreld se geskiedenis gaan sulke pauses wees waar daar vrede is en dan skielik is dit chaos. En dan weer vrede, chaos in alle opsigte van misleiding en geweld en nog ekonomie en gesondheid en pandemies en alles wat voorspel is. En dan skielik is daar weer oomblik van pause. En hierdie pauses gaan hierdie intervalle van 'n gemors gaan al hoe nader aan mekaar kom en al hoe erger word. Tot die finale gebeurtenis wat ons een aand gaan bestudeer. Baie valse profete. En baie valse vers 11, bietjie aan, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Vers 24, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen, as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Ek het dit vir julle vooruit gesê. Ja, met ander woorde, hierdie ou, hoe kom hy na jou toe? Hoe kom hy na jou toe? Jy dink enige iemand wat sê, van Jesus af, en hy wys sy Bybel, en hy praat daarso, kan van God af wees. Is van God af. Nee, my vriend. Groot tekens en wonders doen. Sodra daar iemand uit 'n rolstoel opstaan, waarvoor iemand gebid het, en hy staan op, dit moet van God af wees. Nee, God sê, dis 'n valse profeet, wat dit ook kan doen. Ek sê nie elke wonderwerk is vals nie, maar ek sê wat God sê, uit daai woord, dis wat daar staan. Wat sê hy uit die woord vir ons? Baie duidelik. Ons moet seker maak, dis nie dalk, nie van God af. Dit is dalk 'n misleiding, want jou ewigheid hang daarvan af. Nie net jou tiendetjies wat jy gee, wat jy dalk, ek moes nooit daai 10 gegee het nie. Nee, vergeet jou geld. Wat van jou ewigheid? Wat van jou siel? God het gesê, daar gaan baie valse profete wees. Baie. Maar pas op vir die valse profeet, wat in skaapklere na jou toe kom, maar binne roofsigtige wolwe. Ja, met ander woorde, dis so hy na jou toe kom, met die Bybel onder die arm. Dink jy nou, jy sou geluister het vir die duiwel, as hy met sy 2 horingkies en so lekker sterkie, bloedrooi daar by jou aangekom het? Nee my man, ek dink jy sou gehardloop het. Hy is net te bly, ons dink dis hoe hy lyk. Hoe lyk hy? Wat sê die Here? Is die valse profete wat van die Satan af kom gaan? So na jou toe kom, maar binne is hy roofsigtige wolf. En dis nie net roofsigtig vir jou geld nie, roofsigtig vir jou siel. Vers 21, 7:21, net so 'n bietjie aan in die hoofstuk. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Met ander woorde, as jy sê jy's 'n Christen, ons kan nie almal net sê ons is Christen en ons is 'n groot familie nie, want binne in die Christen, wat gebeur daar? Daar's onkruid. Die Here het dit ook so in sy vergelyking gesê. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Jy kan nie elkeen glo nie, my vriend. Jy kan nie elkeen glo nie. Jy kan nie eers my glo nie, glo net wat in die woord staan. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Hy wat die wil doen. Dit is nou vir my 'n interessante punt. Want baie keer, deesdae,
het ons 'n vermoë, dit is eintlik al eeue lank, maar ons het 'n vermoë om 'n godsdienst te skep wat my waarheid is. Maar dis saak wat jy glo, maar dis nie wat ek glo nie. Vir my is dit nou nie so belangrik nie. Dis nou vir jou belangrik. Dink julle dit tel? Dink julle daar's enige waarde daarin? Nee my vriend, ons moet doen wat die Vader wil hê, wat in die woord van God staan. Dis wat ons moet doen. Ons moet gaan soek wat sê die Bybel en daarby staan. Ons is so gou om te sê, o nee, dis oudmodies of dis nie vir my geskryf het nie of dis weggedoen of iets. Ons dink iets uit want dit pas nie by my lewenstyl uit nie. Laat my dink aan Kain en Abel, né? Kain se offergawe was sy beste vrugte wat hy gehad het. Sy bestes. En dit was nie wat God wou hê. Godsdienst is nie mensdienst nie. Dis godsdienst. En net die wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, sal ingaan in die koninkryk. Baie harde woorde. Skokvers. Sjoe. Vers 22. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here. Jesus praat so, né? Het ons dan nie in U naam gespreek en deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie? Hulle het in Jesus se naam bose geeste uitgedryf. In Jesus se naam het hulle wonderwerke gedoen. In Jesus se naam het hulle gepreek. In Jesus se naam. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Waaroor gaan dit? Ken jy Jesus? Of is dit net 'n gevoel? Die musiek laat my goed voel. Ek het Celine Dion geluister toe ek jonger was. Dan ry ek, in die kar, na die derde liedjie, weet I drive all night, en ek sing saam, en dan voel ek, ek is nou so verlief, hoor. Ek het nie 'n meisie nie, ek wil nou net die meisie kry aan wie ek kan verlief wees. Waar is jou godsdiens? Het die musiek vir jou laat voel jy ken God of ken jy hom werklik? Voel jy verlief op God of ken jy, het jy God? Het jy die meisie of is dit net die gevoel? Ken jy God? Daar word dit gevra, gesê. Ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my julle af, julle wat die wet van God oortree, die ongeregtigheid doen. Julle wat die wet van God oortree. Sjoe. 1 Timoteus 4 vers 1 en 2, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en lerings van duiwels sal aanhang. Deur die geveinsdheid en skynheiligheid van leraars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Kan jy glo? As ons nie vashou aan die woord van God nie, as ons nie ons rug draai, sodra ons rug draai op die Heilige Gees wat op jou gewete werk, terwyl jy die woord van God lees. Wanneer ons rug daarop draai, dan gaan die Heilige Gees weg en raai wie vat sy plek? 'n verleidende gees. Daar is die ander vers sê vir ons, dan sal ons maar vir hulle die leuen stuur, vir die wat die waarheid nie lief gehad het nie. Met ander woorde, die duiwel, verleidende geeste, die duiwels aanhang. Jy dink jy aanbid Jesus. Maar wie aanbid jy dan? Dis 'n harde vers. Maak seker. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Jy moet ook weet, Timoteus, dat daar gedurende die laaste dae moeilike tye sal kom. Want mense sal hulle self en hulle geld lief hê. Hulle sal grootpraterig en arrogant wees, met God spot. Kyk net kyk enige film vandag, amper enige een. En kyk hoe lank vat dit voor hulle God se naam eintlik gebruik of iets lagwekkend teenoor God doen. Dit is so asof hulle dit as prins uitdink.
ongehoorsaam aan hulle ouers. Met die lyfstraf wat misbruik was in die verlede, dit erken ek. Maar sonder lyfstraf, bietjie, een of ander straf, dan 'n ander straf. In jou huis, as daar nie respek kom nie, van nature is daai kind nie heilig nie, hoor, glo my. Ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar wees, hulle sal niks as heilig beskou nie. Inteendeel, ek dink nie ons as mense vandag weet meer wat is heilig nie. Rarig. Hulle sal liefdeloos en onvergewensgesind wees. Hoeveel keer loop ons nie in 'n ouer huis in nie, of wanneer ek mense bedien, dan sien ek hierdie een tannie, sy's 'n vrolike mens. En die volgende tannie is so suurknol. En as jy met die suurknol praat, dan kom jy agter, daar's soveel goed wat sy heeltyd onthou en wrokke wat sy vir jare opbou in haar hart. Dat sy vergewe het. Hulle sal ander mense belaster en geen selfbeheersing hê nie. Hulle sal wreed wees, geen belangstelling hê in wat goed is nie. Ek's bly jy het ingeskakel. Ek's baie bly. Dit beteken jy hoor die Heilige Gees roep. Dit beteken jy wil dalk iets hoor van die waarheid. Iets hoor van die Bybel. Hulle sal hulle vriende verraai, roekeloos wees, hooghartig. Hulle sal plesier liewer hê as God. Hulle sal optree asof hulle godsdienstig is, maar dit ontken wat aan die Christelike godsdienst sy krag gee. Jy moet wegbly van sulke mense af. Sê Paulus vir Timoteus. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Met ander woorde, die Here sê op die laaste dae sal al hierdie gemors in die mense se harte oorneem. En op die einde van die dag, dan gaan dit van kwaad na erger vir daardie wat verlei en verlei word. Dis nie net verlei van 'n man en 'n ander vrou verlei, of die vrou die man verlei, of hulle verlei jou om geld te spandeer, of jy verlei uit jou geld uit en jou bedrieg nie. Nee, dis op 'n geestelike vlak ook. Want sodra jy die liefde verwerp vir hierdie woord van God en dit begin te kanselleer deur een of ander vorm wat jy dit wil kanselleer. Nee, nou is die Ou Testament nie meer belangrik nie, of daai ou se geskrewe nie meer belangrik nie, of hierdie konsep is oudtyds, of nee, dis nie van toepassing op my nie, of ag nee man, dit is nie so belangrik nie. En jy gee allerlei redes en jy verlei jouself en op die einde verlei jy ander. Wat jy dan nou ook vertel van dit. Openbaring 22 vers 6 sê, en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur, my vriend, hierdie woorde is waaragtig. Jy kan maar dit toepas in jou lewe. Jy kan maar dit deel maak van jou lewe. Dis ons enigste anker. 2 Korintiërs 11 vers 14. En geen wonder nie, want die Satan self verander om 'n engel van die lig. Jo. Jy dog enige engel van die lig. Enige engel wat daar by jou aanklop, nie die demone wat jy nou agterkom, hier's nou scary nie. Nee, hierdie een is 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie. So daar's mense wat tot verlei word deur Satan wat na hulle toe kom en hulle 'n boodskap gee. Ek het 'n droom gehad. Ek het 'n gesig gesien. 'n Engel het met my kom praat. Dan is ons ore daar. Ons ore is daar, maar dit kan wie wees? Hoe kan jy weet of dit Satan is of nie? Hoe nie, hy was van lig. Hoor nou weet daarvan gebeur. Hy verander hom in 'n engel van die lig. Dis niks besonder wanneer sy dienaars hulle voordoen as dienaars van die geregtigheid nie hulle maak. Dis die skynheiligheid. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Want sulke mense is valse apostels, bedrieglik, arbeiders, wat hulle self verander. God moet jou verander. Dat jy jouself verander in apostels van Christus. Moenie enige gees glo nie. Moenie enige gees glo nie. As hulle nie praat tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie volgens die woorde spreek nie, nie volgens die wet van God, die eerste 5 boeke word ook die wet genoem. Die 10 gebooie is natuurlik die hoof daarvan, maar dis die wet van God. En die getuies is al die getuies wat daarmee volg.
Die woord van God, met ander woorde, as hulle nie praat volgens dit nie, is dit omdat daar geen lig in hulle is nie. Maak seker, tot die duiwels, tot jou visioene, tot jou drome, tot die engele wat nou met jou kom praat. Vers 2:2, ons gaan nog in diepte oor hierdie vers gaan. Die teestander wat homself verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die karousel sal sit, in Lost City sal sit, in die parlement sal sit. Nee, daar sê dit, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Mense, die misleiding is regtig 'n groot mag wat Satan gebruik tot verwoesting van jou siel vir die ewigheid. Hy wie se koms is volgens die werke van Satan, met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. Wat 'n groot waarskuwing. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy het 2 horings gehad. Ons gaan nog 'n hele aand hier aanwy. Ek wil net iets uitwys. Net soos 'n lam en gepraat soos 'n draak. So hy lyk so van Jesus af. Hy doen ook groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal. Laat my dink aan Elia se vuur, of dalk is dit 'n simbool van die Heilige Gees wat jy nou sogenaamd kry. Want dit is die geeste van duiwels wat tekens doen. Dis die geeste van duiwels wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van die groot dag van die almagtige God. Met ander woorde, wanneer ons wonderwerke sien, sê die Bybel vanaand vir jou, jy moet pas op. Alle wonderwerke kom nie van God af nie. Dit kan dalk juis daar wees om jou te mislei, dat jy dink, hierdie is bo-menslik. Hierdie is van die ware God af. Terwyl dit spesifiek ontwikkel is vir jou siel om verlore te gaan. Om verlei te word. Mislei. Weg van God af. Maar al sou ons, Galasiërs 1:8, duideliker kry jy dit nie. Maar al sou ons 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig. Ek probeer weer. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Laat hom uit jou huis uit. Laat hom gaan. Laat hom gaan. Tot 'n engel. Pas op vir jou drome, wat jy dalk dink van God kan wees. Dit moet in harmonie wees. 1 Johannes 4:1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld ingegaan. Staan daar 'n bietjie valse profete? Is daar net 'n bietjie mense wat mislei is? Wat so na jou toe kom? En baie van hulle is mislei, want hulle sal die dwaling sal maar gestuur word na hulle toe. Hoekom is hulle mislei? Hoekom het die dwaling dan gekom? Want hulle het nie die liefde vir hierdie waarheid gehad nie. Hulle het oopgemaak en toe sien hulle iets wat nie pas by hulle maniertjies nie. En hoe hulle dit wil hê nie. My waarheid. Nee, dis nou nie wat ek nou gedink het waar is nie. Hierdie verse, nee. En dan, die Heilige Gees is 'n gentleman. Ongelukkig. Maar jy kan hom altyd vra, Here, lei my in al die waarheid, dan sal jy jou terugbring na daai vers toe. Dat jy kan internaliseer. Wanneer jy dan die gruwel van die verwoesting, hier's dan weer Matteus 24. Ons is nou weer waar Jesus gevra was, hoe sal die einde wees? Daar op die Olyfberg. Wanneer jy dan die gruwel van verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël. O ja, so Daniël is 'n profeet. Hy's 'n profeet. Sien staan in die heiligdom, laat hom wat lees oplet. Kom ons gaan Daniël toe. Maar daar's 'n God in die hemel wat geheime openbaar. Hy het die koning Nebukadnesar bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Met ander woorde, hierso in die boek Daniël is daar profeseë wat bekend maak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Daniël 2:28. Ja. So dis spesifiek vir wie bedoel? Vir ons.
Daniël 8 vers 17. Toe kom hy by my staanplek en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval. En hy sê vir my, let op mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde. Hierdie is vir die tyd van die einde. Geen wonder toe Jesus sê, toe vra Jesus, hoe gaan die einde wees? Toe sê hy, ons moet, hy het natuurlik sy eie gegee van die misleiding en al die oorloë en die dinge, maar toe sê hy, maar dan moet ons na die boek Daniël toe gaan. Vers 8 vers 19 en gesê, kyk, ek maak julle bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op 'n bepaalde tyd van die einde, ons gaan sien, daar's tydprofesie tot. Fenomenaal. Laaste hoofstuk van Daniël sê hy, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek, tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek, en dis presies wat ons in hierdie reeks gedoen, ons gaan dit ondersoek. En die kennis sal vermeerder. En hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot aan die tyd van die einde. Daniël maak vir ons is die sleutel tot die boek Openbaring. Die twee loop hand aan hand. En ek het gesien dat hierdie oorinkie oorlog voer teen die heiliges. Ons gaan hierdie ding bestudeer in diepte en hulle oorwin. Mense, moenie dink. Hierso staan daar. Oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin. Daar is magte in hierdie wêreld. Wat wanneer jy nie aan daai Bybel heeltemal vashou nie, wat jou gaan oorwin, my vriend. God het dit voorspel. In Openbaring dieselfde konsep. Oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. Ag nee man. Hoekom? Die Here sê ons hoef nie te val nie. Ons kan aan hom vashou. As dit moontlik was tot die uitverkorenes te mislei, wie is hulle? Dis hulle wat vashou in die woord van God. Hoor hierdie vers. En die leer is aan die horing oorgelewe en die goddelose saam met die voortdurende offer. En dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. En ek wil net hierdie verse insit of julle sê, ek gee vir julle net 'n disclosure, die fyn skrif. Hierdie lesing is nie vir mense wat skokke nie kan hanteer nie. Hierdie is harde verse. Ons gaan harde verse lees. Inteendeel, hierso sien ons dat Daniël, hy was 'n groot koningsman. Hy het gewerk direk onder die koning van Babylon, later Mede-Perse ook. Hy het alles gesien, al die geweld, al die gemors in die lewe, en tot hy was verskrik, en my gelaatskleur het verander, en aan my, maar die saak het in my hart bewaar. Met ander woorde sê gelaat, wanneer verander jou gelaatskleur? As jy goeie nuus gekry het, of as jy skokkende nuus gekry het? Ek waarsku julle, hier kom nog skokkende nuus vir julle, wat kom. Nog skokkende. Dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. Met ander woorde, hier kom 'n tyd, wanneer God hierdie goed vir ons gaan oopmaak, maar dit gaan soet wees in die mond en bitter in die maag. Hierso sê Jesus dit, neem, eet dit op, en dit sal in jou maag bitter wees, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Jy gaan hier uitstap en jy gesê, wonderlik wat God vir ons gegee het. Maar as jy die implikasies besef, dan raak dit bitter. Dan raak dit 'n moeilike uitdagende verhaal. Ek sluit af weer met die laaste verse. Die laaste boek se eerste verse. Dis die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte, as jy God se dienskneg wil wees, as jy wil weet wat is die finale magte van hierdie wêreld, dan moet ons wat doen? Dan moet ons dit lees, hoor en bewaar. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees. En die wat dit hoor, en die wat dit bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Verlossing, my vriend, lê in die woord van God.
en spesiaal in Openbaring. Saligheid, verlossingsgelukkigheid lê in hierdie woord. En hierdie woord gaan in jou hart lewendig raak. En jy gaan die hoop hê op die ewigheid, soos van nooit van tevore nie. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee soos op 'n lamp in 'n donker plek skyn, tot die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle hart. Wanneer ons dan hierdie profesie wat nie vir ons eie uitleg beskik is nie, ons moet sien wat die Bybel rondom die profesie sê. Laat die Bybel homself verklaar. En wanneer ons na hierdie profesie gaan ons kyk en besef, maar hierdie woord is waar en hy is betroubaar. En dan gaan die môrester in jou hart opgaan en jy gaan saligheid in jou hart hê en dra deur al die moeilikheid wat hierdie wêreld gaan deurgaan. En jy gaan 'n vrede hê want jy weet God stap saam met jou. En jy gaan 'n vrede hê want jy weet jy hou vas aan God, die skrywer, die inspireerder van hierdie woord. Jy gaan aan die woord van God vashou en die beloftes aan vashou wat aan hierdie woord staan. En omdat jy vashou aan die Here en omdat jy doen wat hy graag wil hê jy moet doen, en omdat jy skoon gewas is deur sy bloed, gaan jy aan hierdie kan vashou en weet, maak nie saak wat die moeilikheid is nie. God is met jou. Ek wil vir jou vra vanaand, hou vas aan hierdie woord. Liewe Heer, ons kom na U toe en ons vra dat U asseblief in ons harte sal kom woon en daai lig sal aansit soos ons hierdie profesie boeke deurgaan en die profesie bekyk en hoe U presies voorspel het by God in hierdie woord. Hoe U presies voorspel het wie gaan die finale magte in hierdie wêreld wees. Die weer waar ons vanaand besef, ja, misleiding is reg rondom ons. Dis 'n mag wat ons wil insluk en ons het nie besef dis geestelik ook nie. Maar dis geestelik ook. En ons wil graag sê, God, as ek my rug op U gedraai het en U waarheid nie lief gekry het, U kom praat weer met my. En maak my hart oop. My hart is oop vir U. Dat die waarheid in kan kom en hierdie lig kan aangaan. En dat wanneer ek dan sien hoe die magte wat U voorspel het by mekaar kom, gaan ek weet U koms is naby. En ons wil vashou aan U tot U weer kom. In Jesus naam. Amen.